is Pieter en Heidi weer met hulle bokke weg na die weiveld toe. Vir Heidi het alles gelyk soos gewoonlik en sy was baie vrolik en gelukkig. Maar ou Pieter het groot probleme. As ek tog maar net geweet het hoe ek haar kan laat verstaan. Snoekie, wees versigtig, jy skeer my rok. Nee, Snoekie. Nee. Nee. Ai, Snoekie. Dit lyk vir my dis net daai bok wat vir jou saak maak. Huh? En sy is hier bo om te vreet en nie om te speel nie. Dit behoort jy te weet. Wat's verkeerd met jou, Pieter? Jy's tog nie altyd so kwaai nie. Wat is dit dan? Dit het niks met jou te doen nie. Natuurlik het dit iets met my te doen. Ek is met jou maat. Ag, wat praat jy tog nou, man? Jy snaaks vandag. Pieter is nie kwaad nie. Hy's bekommerd. Hy wil Heidi iets vertel, maar hy weet nie hoe nie. Pieter het vanoggend in die dorp iets gehoor. Jammer, ek is laat, Pieter. Ag, maak nie saak, Snoekie is nog hier nie. Het iemand jou nog nie gesien nie? Sy sal nie vandag saamgaan nie. Hoe kom dan nou skielik? Ek het gedink jy sal vreeslik ontsteld wees as jy dit hoor. Jy kan net dink wat sal gebeur. Sy gaan verkoop word. Nee. Hoekom dan? Ek weet nie, ek het nog niks gehoor nie. Wag, hier kom hy nou. Goeiemôre. Goeiemôre, Pieter. Is dit waar dat Snoekie verkoop gaan word? Ja, dan weet jy al, ek kan haar net eenvoudig nie meer hou nie. Dis haar laaste somer. Sy word niks groter nie. Wat maak tog nie saak nie. Sy vat maar net 'n bietjie langer, sy sal nog groot word. Ag, ek glo nie sy vreet niks en sy gee ook niks melk nie. Pieter? Daar is hy bo op die rotse. Wat soek hy daar? Huh? Pieter, wat soek jy daar? Wat het jy gekry? Een of ander soort krye. Jy vat dit so. Laat maar val. Ek het dit trek regtig lekker. Wat maak ons nou met die goed, hè? Nou verstaan ek glad nie meer nie. Wat is met jou verkeerd? Eers raas jy met my omdat ek met Snoekie speel en dan klouter jy alleen die rotse uit om vir haar kruier te pluk. Kom, laat ons gaan eet. Wat gaan aan met jou? Het jy sleg geslaap? Nee, ek slaap nooit sleg nie. Ja, maar wat is dit dan? Jy's in 'n baie slegte bui vandag. Ek ken jou tog nie so nie. Ek is glad nie in 'n slegte bui nie. Pieter, wat gaan vandag met jou aan? Sê tog vir my hoekom jy vandag in so 'n slegte bui is. Wag, nou ja, ek sê seker maar moet sê. Wat wil jy vir my sê? Snoekie gaan verkoop word. Verkoop word? Ons Snoekie? Ja man, hulle gaan ons Snoekie aan 'n slagter verkoop. Nee. Nee, hulle kan dit nie doen nie. Hulle kan nie. Julle Ons kan tog niks daan doen nie. Hulle sê sy gee nie melk omdat sy nie wil groei nie. Ek verstaan dit so waar nie. Nee, ek gaan dit nie toelaat nie. Hoekom dink jy nie iets wat ons kan doen nie, Pieter? Jy weet tog ek is die heel liefste vir Snoekie. Maar dit is wat ek nog die hele tyd doen en ek kon dan niks dink nie. Nou moet hulle maar verkoop as hulle wil. Ek is dan so lief vir Snoekie. Maak dit dan nie saak nie. Natuurlik maak dit saak. Dink jy ek gee nie om laat hulle wegvat nie?
My arme Snoekie. Hulle kan dit nie doen. Hulle kan dit nie doen. Hierdie harde slagte verkoop nie. Hulle kan haar nie aan 'n slagter verkoop nie. Hoekom sê oupa niks nie? Wat gaan tog met jou aan, Heidi? Hoekom lyk jy so hartseer? Ek het tog al vir oupa gesê, maar oupa het nie geluister nie. Snoekie gaan doodgemaak word en dan wonder oupa nog hoekom lyk ek so hartseer. Jy weet, kind. Bokke word eintlik aangehou om melk te gee en nie om mee te speel nie. Bokke moet melk gee. Nee. Tja, Heidi, dit is nou maar eenmaal so. Ons boere hou die bokke aan omdat hulle melk gee. En van die melk maak ons dan kaas. En die kaas kan ons verkoop of ruil vir iets anders. Waarvan anders sal ons dan hierbo lewe? Ek gee nie om waarvan ons... Heidi. Heidi, jy moet bed toe, my kind is al laat. Heidi, ek het by jou gepraat. Kan oupa dan niks daaraan doen nie? Oupa weet toch altyd alles? Nee, Heidi, hierdie keer nie. Snoekie is nie ons nie, ek het nie reg om in te meng nie. Dis nou maar een van daai dinge wat jy sal moet aanvaar. Vergeet dit nou maar. Dis al wat ek aan dink. Ek kan dit nie vergeet nie. Kan oupa nou nie verstaan nie, oupa? Snoekie, kom hier, kom hier. Nee, slaan. Nee, moenie, bly hier, moenie al wegvat nie, nee. Snoekie, dis toch my Snoekie, waar vat jy heen? Bly hier, nee. Snoekie, bly by Heidi. Heidi! Heidi. Kom na my toe, my kind. Word wakker. Hulle het haar weggevat. Nee, niemand het haar weggevat nie. Jy het 'n nagmerrie gehad, my kind. 'n Vreemde man het haar geslaan en haar weggevat. Ag nee, Heidi. Dit was miskien net 'n droom, maar hulle sal haar tog eendag wegvat. Drink dit, dan voel jy beter. Dankie, oupa. Sê my, wil jy nog 'n bietjie hê? Kan ons nie iets doen nie? Kan oupa regtig nie aan iets dink nie? Nie eers as oupa baie hard dink nie. Ons kan dit nie toelaat nie. Daar's net een ding wat ons kan doen om te help. Ons moet sorg dat Snoekie melk gee. Hoe doen ons dit? Ons kan probeer, maar ek beloof niks nie, hoor. Wat moet ons doen? Sê my, oupa. Voer haar as sy nie wil eet nie. Sal sy uit my hand uit eet? Ja, sy sal dit by jou vat. Sy's lief vir jou en vertrou jou, maar gee haar net die beste blare en die varsste gras. Pieter het kruie gepluk. Dis goed so. Peter verstaan die bokke. Die plante wat teen die hoogste kraanse groei is die beste. Nou verstaan ek, oupa, die plante met die breë blare wat lekker ruik is die beste. Hulle groei te hoog en die bokke kan hulle nie bykom nie. Maar jy moet dat Peter opklouter. Ek wil nie hê jy moet daar afval nie. Peter het hier in die berge groot geword. Hy klim amper nog beter as die klipspringers.
Slaap nou maar. Ons sal dit op een of ander manier regkry. Ek het geweet as oupa regtig hard ding, dan sal dit regkom, nee oupa. Ons kan maar net hoop alles kom regtig reg. Ag, ek is seker alles sal regkom. En nou kan ek gaan slaap. Nag oupa. Die volgende môre vertel Heidi vir Peter waaroor sy en haar oupa alles die vorige aand gepraat het. En hulle besluit toe albei dat hulle vir Snoekie gaan help. Daar bo groei een, ek gaan op. Maar jy kan mos nie daar opklim nie, is te hoog. Ag, is nie man. Heidi moenie opklim nie, net nou val jy af. Heidi se oupa het haar uitdruklik verbied om self te klim, maar dit het sy natuurlik nie vir Peter vertel nie. Sy wil Snoekie help. En as Heidi nou eenmal 'n ding in haar kop het, kry niemand dit weer uit nie. Ja, ek het dit geweet. Klim jy na die linkerkant toe as jy verbykom en jy moet vashou. Hoe moet ek nou weet waar links is? Toe maar aan die kant waar die plante groei. Ek kan nie bykom nie, my arm is te kort. Kom help jy my dan nie? Wat moet ek doen? Hoe moet ek weet? Maak tog gou man. Goed, ek kom, maar dit is die laaste keer, hoor jy? Wees nou net versigtig. Wag nou. Pas op nou. Van wat doen jy dit, Heidi? Kan jy nie hoor as ander mense met jou praat nie, hè? Dit het nie vir my so hoog gelyk nie. Daai meisiekant. Jy weet tog nie wat ek gekry het nie. Ja? En wat sê jy nou? Niks. Is iets fout? As 'n ander soort. Hier is die regtes. Heidi en Peter het hard gewerk. Die hele dag lank het hulle die rots uitgeklouter om vir Snoekie vars plante te pluk. Teen die aand toe die son sak, was Heidi so moeg dat sy nie een voet voor die ander kon sit nie. Maar sy was baie, baie gelukkig. Sy was seker dat sy met Peter se hulp vir Snoekie kon red. Heidi, wat is fout? Voel jy sleg? Ek is moeg, dis al. Waar is Snoekie? Ek sien haar dan nêrens nie. Daar staan sy. Dankie tog. Dankie Peter. Jy lyk vir my moeg. Ek dink jy moet 'n bietjie gaan rus. Soos dit vir my lyk, gaan julle nie rus tot die laaste plant afgepluk is nie. Julle moet stadig, man. Ja, oom. Ek dink ek gaan môre vir Josef saamstuur. Hy sal sorg dat er niks met julle gebeur nie. Dankie. Hy sal kan help. Ek kom al môre weer al. Heidi. Waar is sy? Heidi. Heidi? Heidi? Dit lyk of sy dit alweer oordoen het. Ek kom môre weer.
Oupa het sy belofte nagekom en die volgende dag vir Josef saamgestuur. Hy het Pieter baie gehelp. Pieter het geweet dat as Josef na die bokke kyk, hulle niks sou oorkom nie en hy dan vir Heidi kan help om plante vir Snoekie te soek. Kyk, hier's 'n hele klomp. Kom Snoekie, kom gou. Jy los niks nie hoor, jy moet alles opeet. Dis mooi. Pieter, het jy seer gekry? Wat's fout? Sê tog iets. Is dit baie seer? Is dit seer, hè? Jy het dan iets gekry? Ja, gelukkig maar ek dink ek het te hoog geklim. Hier is Snoekie vir jou. Baie dankie. Maar jou knie bloei dan. Is dit seer? Nee, is niks nie. Ek gaan nie om iets vir Snoekie gewees. Vat jy darm nie alles aanvang nie? Ek het dit by die honde geleer. Hulle doen dit altyd. Kom saam, Snoekie, kom. Heidi en Pieter het hulle voorgenem om Snoekie te help en hulle word nie moeg om na vars plante te soek om vir Snoekie te voer nie. En elke keer as oupa die berg uitklim om te gaan hout kap, vergeet hy ook nie die klein bokkie nie. Baie dankie, oupa. Hier Snoekie, dis vir jou. Eet. So het die dae verbygegaan. Op 'n dag het dit vreeslik begin reën en die reën wou nie weer ophou nie. Heidi was baie bekommerd. Sy wou vir Snoekie die plante gee wat sy gebring het, sodat sy groot en sterk kan word. Heidi, Ja, oupa? jy hoef nie bang te wees nie. Sy groei al klaar, ek weet dit. Is dit regtig so, oupa? Ja, ek dink sy's ander kant die berg. Ag, ek is bly. Oupa, Ja, wat's dit? hier. Dan dra ek dit vir oupa. Weet oupa wat? As ek Snoekie saggies streel, dan voel sy vir my al klaar 'n bietjie dikker. Sien jy nou? Stadig maar seker het die somer begin einde se kant toe staan. Die dae het koeler geword en soms ook baie mistig. Dit was heeltemal te gevaarlik om hoë kraanse uit te klim. Kyk net daar, Pieter, kom ons klim op. Nee, die daai plante bly net waar hulle is. Dis te hoog en te winderig. Kom draai om, dis te gevaarlik. Maar Snoekie het so lank laas van die kruie geëet. Heidi, waar is jy? Heidi! Pieter, help my! Heidi! Hou net styf vas! Maak toch gauw, ik kan niet meer nie. Moet net nie los nie. Ek is nou by jou, Heidi. Maak gauw, ik kan niet meer nie. Jy moet net hierso vat my hand. Ik kan niet.
Hou tog net vas, moenie los. Ek is bang. Nee. En Heidi het nou eenmaal besluit om maar na Pieter te luister. As ons nie vir Josef gehad het nie, dan weet ek nie wat sou gebeur het nie. Sy het haar voet verstuit en het oral skrape en blou kolle gehad, maar dit het nie saak gemaak nie. Heidi was maar net te bly sy kon vir Snoekie help. Die volgende dag was sy alweer op die been besig om op die hoogste kranse na vars plante vir die klein bokkie te soek. Net die beste was goed genoeg vir Snoekie. So het sy al dieper die woud ingeloop en die berge al hoër uitgeklim. Maar toe ontdek sy dat sy niks meer in die omgewing kry nie. Pieter is elke dag saam en het probeer om sy onverskillige maatjie nog beter op te pas. Maar al sy moeite was te vergeefs. Die nuus wat hy van die dorp af saamgebring het, was nie so goed nie. Maar Heidi het nie ophou hoop nie. Volgende keer vertel ons julle wat verder gebeur het.